Ons lees uit Jeremia 6, vers 16 tot 20, en ons tema is die kruispaaie van ons lewens. Jeremia 6, vers 16, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk, en vra na die ou paaie, vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. Toe het ek wagte oor julle aangestel en gesê, luister na die ramshoring. Maar hulle het geantwoord, ons sal nie luister nie. Daarom moet julle luister, nasies, en kyk wat met hulle gaan gebeur. Luister aarde, ek bring onhou oor hierdie volk. Hulle sal die vrugte pluk van hulle planne, want hulle het hulle nie aan my woorde gesteer nie. Hulle het verwerp wat ek hulle geleer het. Waarom sou ek omgee vir wierook uit Skeba, of kalmoes uit 'n ver land? Ek aanvaar nie julle brandoffers nie. Ek hou nie van julle offers nie. Daarom sê die Here, kyk, ek lê in die pad van hierdie volk struikelblokke, dat hulle daaroor kan val. Vaders en kinders, vriende en bure sal omkom. So het die Here gesê, kyk, 'n volk kom uit 'n land in die noorde, 'n groot nasie staan op in 'n uithoek van die aarde. Hulle is gewapen met pyl en boog en swaard. Hulle is wreed en hulle spaar niemand nie. Hulle kruisgeskreeu dreun soos die see. Hulle kom aan op hulle perde. Op hulle soldate is reg vir die aanval op jou, Sion. Net tot daar. Ja, hierdie gedeelte is nogal 'n bietjie skrikwekkend. As 'n mens verder lees en as jy sien hoe ernstig die Here is oor hierdie kruispad waarby die volk is. Maar om by 'n kruispad te wees is iets wat ons almal maar altyd ervaar. Ergens in ons lewens kom ons by 'n kruispad. En dalk nie net een keer nie. Dalk is dit sommer partykeer op 2 keer op 'n dag, waar 'n mens besluite moet neem en waar jy moet besef, maar waar is ek nou in my lewe en wat nou? Hoe nou vorentoe? Wat moet ek doen? En dan kom Jeremia 6 en hy gee vir ons 'n antwoord van wat ek en jy moet doen, want by 'n kruispad is 'n belangrike plek om by te wees. Want 'n kruispad gee vir ons geleentheid om 'n besluit te neem en 'n nuwe rigting in te slaan. En as ons nie die regte rigting inslaan nie, dan gebeur sulke goed soos wat hier verder gesê word, wanneer ons in die moeilikheid. Nou een skill wat ek hier in Gansie kom leer ken het, en is dit om 'n pad te verduidelik. Want in Suid-Afrika is dit maklik, jy stuur die adres en 'n punt drop en mense stop reg voor jou deur. Maar hierso stuur jy 'n punt drop en dan kom hulle met daai pad om of met daai pad en bel hulle as hulle sy net en sê maar, ons staan nou voor 'n gekleurde hek. Nee, dis nie my hek nie. Maar jy moet weet wel by watter boom en by watter klip en by watter bosie om te draai. En so jy wat die pad verduidelik moet dit so verduidelik dat iemand dit verstaan. Anders gaan mense nie by die plek uitkom. En as jy gewoond is aan die plek, dan begin jy aan dink maar almal moet ons nou weet. En dan kom iemand en hulle verf die klip groen en dan ewe skielik is jou aanwysing deur mekaar. Of hulle stoot die boom om of wat ook al. So een verkeerde of onduidelike verduideliking veroorsaak dat die persoon wat by jou moet uitkom, heeltemal verdwaal. En dan kom hulle by 'n kruispad, en dan moet hulle vra, waar is die regte pad? Die kruispad is baie keer in ons lewens 'n plek waar ons baie mooi moet weet wat moet ons doen. Ons moet sekerheid hê van wat is die pad vorentoe, al is die pad totaal onseker. Maar ons moet vra, Here, waartoe nou?
Wanneer 'n mens met 'n kar ergens heen ry en jy kom by 'n kruispad en jy moet 'n keuse maak, dan kyk jy vir die bordjies en jy kyk wat rondom jou aangaan en jy maak 'n keuse en as jy na so 'n paar kilometer agterkom, hoor jy maar hier is nou nie die regte pad nie. Dan kan jy omdraai en terug aan kruispad toe en jy kan net weer seker maak. Maar ongelukkig in die lewe, as jy by 'n kruispad 'n keuse gemaak het, is dit moeilik om te draai. Want die lewe gaan dan net aan. Mens kan nie altyd net sê, sorry, foutjie gemaak, kom ons begin dit, rewind so 5 dae terug, en vee alles uit wat gebeur het, en ons begin voor. Ongelukkig werk dit nie so maklik in die lewe nie. Want besluite wat ons maak, het gevolge op ons lewens, en daarom is dit so belangrik, om by 'n kruispad die regte besluit te neem. Nou ons leer in Jeremia 16 en in Jesaja 30 leer ons wat ons moet doen. Jesaja 30 vers 21 sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. So die Here gee vir ons baie duidelike riglyne van wat moet ons doen. So wat leer ons by Jeremia? Jeremia sê, staan by die kruispade. Stop. As jy by 'n kruispad kom, stop. Stop waarmee jy besig is. Stop wat op hierdie stadium in jou lewe aan die gang is. Want baie keer kom ons by 'n kruispad en ons kyk net so vinnig en ons sê, okay, ons moet daai kant toe en ons ry. Maar wat Jeremia vir ons sê, staan by die kruispad. Stop net. En raak net eers stil en raak net eers rustig. En ons leer in Exodus 14 vers 13 en 14 toe die Israeliete by die kruispad van die Rooi See gekom het. Ek meen, hulle was bietjie verboureerd en vir Moses gesê, nou wat nou, kyk nou, hier is Farao agter ons en hier is 'n see voor ons. Het ons nou hiernatoe gekom om doodgemaak te word. En dit is 'n kruispad in hulle lewe wat hulle voel, maar ons het alles gedoen. Ons het nou ons goed opgepak, ons het nou ons donkies en ons beeste en alles het ons nou bymekaar en ons het nou al 'n paar dae gevlug uit Egipte uit. En kyk nou waar is ons nou. En dan kan mens maklik sê, maar ons het die verkeerde pad gevat. Ons moes in Egipte gebly het. Ons moes maar ewe slawe gebly het. Maar uit gehoorsaamheid aan die Here het hulle getrek en nou staan hulle voor die Rooi See. En hande in die hare. Wat nou? Wat moet ons doen? Hardloop vir jou lewe. Trek jou swaard en kap Moses se kop af, want dit is sy skuld dat ons hier sit waar ons nou sit. En dan sê Moses vir die volk, stop. Staan vas. En kyk hoe die Here die oorwinning gee. Bly kalm. Die Here sal vir julle veg. Kyk nee, ek het nou al geleer, as mense so 'n bietjie aan die baklei is, moet jy net nooit die woorde gebruik. Hoor jy, raak nou vir my kalm asseblief. Want as jy daai woorde gebruik, dan is dit so amper asof jy nou vet op hierdie vuur gooi. Maar Moses sê vir hulle, raak kalm. En kyk hoe die Here gaan veg. En dit is die eerste wat ons by 'n kruispad moet besef, is dat ons moet 'n bietjie time out vat. En ek het verlede week agtergekom, hierdie instrumentjie hier voor my is een van my dierbare afgooitjies. Nou julle so 'n paar weke terug se preke, want hierdie dierbare afgooitjies se battery het gepop, en toe kon ek amper vir 2 dae nie funksioneer nie. En nou ouers so half asof jou wêreld uitmekaar uitval. Maar hierdie dierbare afgooitjie vat ons ook by 'n kruispad weg van dit wat ons moet doen, want wat doen ons? Google gou en vra gou en ons is die kant toe. In plaas daarvan dat ons net sê stop. Wat sê die Here? Nie wat sê Google en wat sê die en wat sê daai en wat sê
Maar wat sê die Here? Kyk hoe die Here vir jou ver. En by 'n kruispad is dit om te gaan staan en net stil te wees en net te sê, Here, ek het nou alles gedoen. Nou is ek hier by 'n kruispad, nou weet ek nie meer nie. Partykeer is dit dalk die beste plek om by te wees. En dan te sê, okay Here, dis u geveg. U sal die oorwinning gee. Die Egiptenare is agter my. Die see is voor my. Wat nou? En ons kan vandag sê, Here, Poetemels is agter ons. Die droogte is voor ons, of die El Nino, wat almal nou besig is om te voorspel. Ons is nou hier. Wat nou? En dit dan wat die Here vir ons sê, raak vir my rustig. Staan net 'n bietjie stil. Hulle is soos 'n klomp afkophoenders wat rondhol en elkeen probeer iets. Maar kom ons stop. En ek wil jou uitdaag om net vat net 'n dag wat jy net gaan stop. Kanselleer jou afsprake, sit hierdie dierbare afgooitjie af, bær hom in die kas en gaan stop net by die Here. Ons doen dit nie altyd nie, want ek kan nie bekostig om te stop nie, want as ek vandag stop, wie gaan dit doen en wie gaan daar doen en onthou ek het dit om te doen en hierdie moet gereël word en daai. Ons het soveel verskonings hoekom ons nie kan stop nie, want die lewe laat ons nie toe om te stop by 'n kruispad. So dit is 'n wilsbesluit wat ek en jy vandag moet neem en sê, time out. Vandag gaan sit ek met my Bybel onder 'n boom en ek gaan met die Here praat. En nog beter, ek en my gesin gaan sit onder 'n boom. En ons gaan vir die Here, ons gaan met die Here praat en vir hom vra, wat is die oorwinning? Jesus het gereeld time out gehad. Onder andere lees ons in Lukas 6 vers 12 waar hy homself afsonder. Een kant gaan afsonder, om net 'n bietjie uit hierdie massas en hierdie beweging uit te kom en net tyd met sy Vader te spandeer. So ons moet, jy mag sê, time out. En met die Here gaan gesels. Dit is die eerste ding wat ons moet doen. Stop. Partykeer het die Here maniere om mense te laat stop. As jy by die kruispad is, stop. En dan die tweede wat ons moet doen is kyk. Hy sê, staan by die kruispad en kyk, observeer. Kyk, waar kom ek vandaan? Wat sien ek raak? Wat is die tekens? Wat kan ek inneem? En dit is belangrik, want wanneer ons stop, moet ons begin kyk. En dit is nie daai van, toe ons klein was, het ons geleer, kyk links, kyk regs, en kyk weer links en gaan oor. En wat doen jy? Jy kom daar, en ek sê, jy maak het so, en jy gaan oor, maar jy het niks gesien. Maar jy het gedoen wat jou ma vir jou en jou pa vir jou geleer het. En ons maak baie keer so met die Here ook. Wanneer ons by die kruispad kom, as ons weet wat om te doen, dan sê kyk links, kyk regs en dan gaan ons oor. Maar ons het niks gesien. Maak op jou oor. Kyk. En dit is 'n fisiese kyk van wat 'n wonderwerke die Here gedoen tot hier waar ek is by hierdie kruispad. Wat het die Here alles gedoen om my te bring tot hier waar ek nou is? Kyk 'n bietjie en kyk waar, terwyl ek nou hier is, wat sien ek raak? Wat is fisiese goed sien ek raak? Hier is vriende wat my ondersteun. Hier het die Here dit in plek gesit.
Ek is by 'n kruispunt, maar dit gaan eintlik goed. En dan die tweede belangrike ene is geestelik te kyk. Efesiërs 1 vers 18 bid Paulus en hy sê, ek bid dat die Here julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Watter hoop sy roeping inhou. Ons het nou al gepraat oor, jy is hier omdat die Here jou hier geplaas het. Die Here het jou geroep, en dit is die hoop wat sy roeping inhou, nie die hoop wat my roeping inhou nie, want my roeping het nie hoop nie. Maar God se roeping het hoop. En daarom moet ons geestes oopmaak en net sê, okay Here, laat ek net 'n bietjie anders kyk. Laat ek net 'n bietjie anders na dinge kyk. Laat ek net bietjie oper kyk en nie net vaskyk in die krisis en in die probleme wat by hierdie kruispunt is. Jy vra vir die Here, Here, maak oop my geestesoë. Want op hierdie stadium voel dit of daar skille is en ek teen my eie hande vaskyk. Laat ek net sien wat se hoop het U vir my in hierdie wêreld. Hoekom is ek vandag hier? Wat maak 'n mens soos ek in 'n wêreld soos hierdie tussen mense soos ons? Dit is nie vir net hier. Die Here het 'n roeping op jou lewe. Die Here het 'n doel vir jou. En jy mag miskien by 'n kruispunt kom en hopeloos voel en sê, ag Here, ek het nou my tyd gemors, want kyk nou waar is ek vandag. Daar is nie meer hoop nie, alles werk teen my. Want mens voel so by 'n kruispunt, is dit nie? Jy voel baie keer by 'n kruispunt en sê, was dit regtig die moeite werd? Kon ek nie maar in Egipte gebly het nie? Daar kan ek dink met by 'n winkel alles koop wat ek wil hê. Maar dit is my hoop. Maar die Here se hoop is baie meer as net dit. En daarom moet ons by daai kruispunt kyk en vir die Here vra om ons geestesoë te verhelder, dat ons kan sien wat se hoop sy roeping vir ons inhou. Psalm 119 vers 18 bid Dawid en hy sê, maak my oë oop dat ek die kragtige werking van U wet ervaar. Ons kan nie net die wet lees en elke Sondag of tweede Sondag hier by ons lees ons, elke tweede Sondag lees ons die wet en goed ons het die wet gehoor en dit verander niks nie. En dis wat Dawid bid en hy sê, Here, maak my oë oop dat ek die kragtige werk van U wet ervaar. So, by 'n kruispunt is die belangrikste dat ons geestesoë oopgemaak sal word. Dat ons die vuurkolom en die wolkkolom kan raak sien wat voor ons uitgaan, waar die Here sê, maar ek is by jou. Want baie keer by 'n kruispunt voel dit of ons alleen is. Dit voel baie keer asof almal net van ons vergeet. En dan is jy arme Moses wat al hierdie goeie nou nog moet hanteer ook. Here, ek was net gehoorsaam aan U. Nou kom ek die hammering kry. Maar dan sê die Here, maar kyk net in die nag. Kyk net op. Daar's 'n vuurkolom. En in die dag, kyk net op, daar's 'n wolkkolom. En wolke het vir my twee betekenisse. Die een is, Jesus kom weer op die wolke. En die tweede is, God is bewus van my. So as jy opkyk, as jy by hierdie kruispunt is, en jy kyk net op en daar's 'n wolkie, weet net, God is bewus van jou. Nou as dit nou 'n oop dag is, dan weet ek nou nie. Dan moet jy maar die volgende doen, en dis wat Gideon gedoen het. En Gideon het in Rigters 6, vers 37 tot 40, het hy die velletjies gaan uitsit. En hy het gesê, Here, ek is hier by die kruispunt. Ek moet 'n besluit maak van wat gaan ek doen. Maar ek is bang. En dis een van die emosies van kruispaaie is, ons is bang. Want
Ek is bang ek maak 'n fout. Ek weet nie wat voor lê in die Here. Ek ken nie die toekoms nie. Ons is bang. En ons mag bang wees, want ons is mense. En die volgende, ja Here, ek dankie, maar kan ek wil nog wel een keer draai. Dalk was dit net toevallig. En dan het die Here nie gedoen wat hy gevra het nie. Nee, die Here het gesê, okay Gideon, kom ek bevestig net. En dis een ding van kruispaaie, ons het baie keer net bevestiging nodig. Is ons op die regte pad? Here, moet ek nog hier wees? En sien raak wat God vir jou wys op die velletjies wat jy uitsit. Beteken wat jy vra. Maar weet net, as jy 'n teken vra en die Here gee vir jou 'n teken, kan jy nie later sê, o nee. Dan moet jy doen wat jy moet doen. Die volgende ding wat ons ook moet doen om geestelik te kyk is om die woord te lees, want die Bybel sê, Psalm 119, u woord is die lig op my pad en die lamp op my voet. En by 'n kruispad is ons baie keer net treukie vir treukie wat ons moet gee. En die woord is daar as 'n lampie om vir jou net genoeg lig te gee waar die volgende tree moet wees. En dan as jy deur die kruispad is hy 'n lig, amper soos die spotlights van die karre in die nag, die trokke wat hier verbykom. Daai spotlights is vir ons 'n pad oop te maak, om vir ons te wys. Kyk ver, dat jy veilig kan wees. Maak oop jou oë. Sien die wonderwerke raak. Daar's so baie wonderwerke wat die afgelope tyd gebeur in ons lewens, hier in Gansie, hier in Botswana, hier in Afrika. Maar by 'n kruispad is ons baie keer, het ons maar oogklappe aan. En dan wil die Here net vir ons sê, maar sien net die wonderwerke raak, wat gebeur. En as daar paadjies toe gaan, moenie moedeloos raak, en moenie vir die Here sê, Here, ek het nog gebid, en ek het gedink dis hierdie een. As die paadjie toe gaan, dan is hy nog nie reg nie. Onthou die Here weet waar ons moet uitkom. Ons weet nog nie. As jy Mount toe moet ry, jy weet jy moet Mount toe ry, maar jy weet nie hoe die pad lyk nie. Dis jou eindbestemming. Maar wat van Gansie af tot in Mount gebeur, weet jy nie. En die Here weet dit. En daarom moet ons by hierdie kruispad God vertrou. Kyk rond, ondersoek. Klaagliedere 3 vers 40 sê, laat ons doen en late ondersoek en ons tot die Here bekeer. Baie keer is ons by 'n kruispad en dan is dit net nodig om weer 'n bietjie stil te raak en net te sê, Here, ek het carried away geraak. Ek het my manier begin doen. Ek het my planne begin doen. Vergewe my. Of jy het presies gedoen wat die Here gesê het, en nou is jy by 'n kruispad, en nou kan jy vir die Here sê, Here, ek het gedoen wat U my gevra het. Maar nou is ek by 'n kruispad, ek weet nou nie verder nie. Geef my die antwoord. Want jy kom nie altyd by 'n kruispad as gevolg van verkeerde dinge nie. Jy kom by 'n kruispad omdat jy die pad loop wat die Here vir jou wys. 2 Korintiërs 13 vers 5, stel julle self op die proef en ondersoek julle of julle in geloof lewe. Ondersoek julle of julle in geloof lewe. Wanneer 'n speurder 'n saak doen, dan moet hy fyn kyk. Hy moet kyk vir enige moontlike leidrade.
By hierdie kruispad is dit nodig dat ek en jy 'n bietjie fyn sal kyk. Vir dit wat die Here vir ons wil sê. Die derde ding wat ons moet doen is vra. Vra en luister. So stop, kyk links, kyk regs, kyk weer links, maar wag net eers voor jy oorgaan. Vra. Vra jouself. Hoe het ek tot hier gekom? Wat 'n invloede van buite, vanuit myself, en wat 'n situasies het veroorsaak dat ek vandag by hierdie kruispad is? En dan kan jy vir jouself vra, is daar iets wat ek in myself moet verander by hierdie kruispad? Is daar iets wat ek kan verander aan omstandighede? En vra ook, maar wat kan ek doen om die beste pad te stap? Wat vra die Here van my om die regte pad te stap? Jy ken die ou pad. Jy het hom gestap. Tot vandag waar jy hier is. Daar was baie kruispaaie in jou lewe tot vandag toe. Hier is nie, jy staan nie vandag by jou eerste kruispad nie. Vra na die ou paaie. En vra 'n bietjie, Here, hoe het U my gelei van daar tot hier? En sien raak hoe hy jou gelei het. En vra vir die Here, watter pad is nou die beste pad? Ons het in berading het ons 'n tegniek wat ons unblocking noem. En dit is juis wanneer 'n mens by 'n kruispad is en jy moet besluite neem wat ons vaste vrae vra. Net om jou kop 'n bietjie te laat gaan in alle rigtings in. Net 'n bietjie jou kop oop te maak, want ons kan so baie keer vasgevang word in een rigting. En as ons begin vra, dan begin ons kop oop gaan. En ons begin goed raak sien en ons begin antwoorde kry. Vra, daar is niks fout deur te vra nie. Vra vir ander. Vra vir ander mense. Nie vra vir ander nie, want vra vir ander ook, maar vra vir ander mense. Dit is belangrik dat ons met mekaar moet praat. As jy by 'n kruispad is een van die verkeerdste dinge dalk om te doen om te sê, maar ek is nou by 'n kruispad en niemand moet daarvan weet nie. Dit is nodig dat ons iemand sal vertrou met wie ons kan praat. En wat ons net kan deel waardeur ons gaan. En as jy hier in Botswana verdwaal, dan moet jy vra. En dan is maklik, nee, dis nie ver, dis naby, dis amper daar. As dit nog so 120 km verder, dis jy amper daar. Moenie bang wees om te vra nie. Want onthou, ons almal kom by 'n kruispad. Ek gaan vra iemand wat jy weet by 'n kruispad was en wat jy gesien het hoe hierdie persoon daai kruispad hanteer. Iemand wat deur dit gegaan het waardeur jy nou moet gaan in jou lewe. En baie keer is dit nodig om net vir mense te vra, maar wat sien julle raak wat ek nie raak sien nie? Ek het so gewoon geraak aan my manier van sien en manier van doen, dat ek dalk 'n paar goedjies miskyk. Ek vra vir mekaar. Vra vir Jesus. Matteus 7 vers 7 sê, vra en vir jou sal gegee word. En by 'n kruispad moet mens juist vra, Here, waartoe nou? In Johannes 14 vers 13 tot 14 sê die Here, wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. En dis juist by 'n kruispad is die belangrikste, Here, gee vir my raad, gee vir my wysheid, gee vir my leiding. Onthou net, die toekoms is vir Jesus nie 'n verrassing.
Hy word nie onkant gevang deur goed wat gebeur nie. Ek en jy word onkant gevang, maar hy word nie. Hy weet presies wat aangaan. Hy ken die toekoms. Hy is die beste persoon om te vra. As ek kyk so 5 jaar oud is, dan begin hulle met hoekom? En dan raak ons groot mense baie keer moedeloos, want dit is nie hoekom jy 'n straat af of wat ook al. Gelukkig raak Jesus nie moeg vir hoekom. Ons mag vir hom vra, hoekom? Ons mag vir hom vra, waartoe nou? Ons mag vir hom vra, Here, ek verstaan nie. Want by 'n kruispunt moet ons eerlik wees oor hoe ons voel. Want ons is by 'n kruispunt en ons is nie eerlik oor hoe ons voel nie. Jona was by 'n kruispunt en dit was vir hom so moeilik om daai kruispunt oor te gaan dat hy gevlug het Tarsus toe. Dis ek kan. Maar God het gesê, Jona, 'n bootjie is vir my niks. Ek stuur vir jou 'n visie. Want ek soek jou terug op die pad. So die Here het hom gaan haal op die bootjie in 'n visie se maag uitgespoeg dat hy weer op die regte pad kan kom. En dit is een van die wonderlike dinge is as ons die verkeerde pad kies. God los ons en sê, ag nee, wat? Voeter nou maar voort. Hy gaan haal. En hy bring ons weer terug. Hy sê, jou opdrag is nog nie klaar nie. As jou opdrag klaar is, dan kan jy dalk 'n bietjie in Tarsus gaan vakansie hou. Vra vir Jesus. En hy antwoord. Hy antwoord op soveel maniere. Hy antwoord met musiek. Hy antwoord met die woord. Hy antwoord deur jou gedagtes, deur jou kennis, deur jou insig, deur planne. Iets wat net in jou gedagtes opkom en jy besef, wow, hoe het ek daaraan gedink? Dis hoe die Here vir jou rigting gee en dis hoe ons met mekaar die planne moet deel. Partykeer gee die Here net vir jou vrede. As jy sê, Here, moet ek die pad stap en dan kry jy nie 'n skrifverwysing of iemand wat vir jou bevestig of jy kry net daai vrede in jou hart en sê, ek weet wat ek weet. Dis wat ek moet doen. En dan moet jy die Here vertrou. En dit is die volgende stap, dit is die 4de stap, stop, kyk, vra, loop, stap die pad. As die Here vir jou by daai kruispunt 'n antwoord gegee het, moet jy daai antwoord vat en jy moet daai antwoord vertrou. En jy moet, maak die saak al, sê almal vir jou dis 'n verkeerde antwoord. Jy moet aan God se antwoord vashou. En dit is wat vir my so in my lewe by kruispaai so belangrik is. As die Here vir my 'n skrif gee en oor 'n jaar of 2 voel ek, hoekom het ek hierdie pad gekies? Dan gaan ek net terug na daai skrif toe, dan kan ek vir die Here sê, Here, U het hierdie pad vir my gegee. Nou moet U my help om hierdie pad verder te vat. En dis kom ek skryf 'n datum by daai skrif wat die Here vir my gee en ek skryf neer wat het daar gebeur. En as ek toe deur my Bybel blaai en ek kom by daai opmerking dan is dit soos van, "Sjoe, dankie. Ek is nie alleen nie. Hier is die bewys." Josua 1 vers 7 tot 9 sê die Here vir ons, hy sê, moenie bang wees nie, wees sterk, wees vasberade, begin die werk, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. En dis jou belangrikste. Al val alles uitmekaar uit, God is by jou. En dit moet jy altyd onthou. Micha 6 vers 8, en ek gaan dit in die New King James lees, want dit is belangrik, hoe dit daar gesê is, He has showed you, O man, what is good,
And what does the Lord require of you? So daar's op hierdie nuwe pad is daar 3 dinge wat die Here van ons verwag. To do justly, om regverdig te wees en om reg op te tree. To love mercy, om met genade lief te hê, om met genade te lewe. And to walk humbly with your God. So wanneer jy op hierdie kruispad loop, hou Micha 6 vers 8 die Engelse vertaling in gedagte. Act justly, love mercy, walk humbly. Dis hoe jy die nuwe pad moet stap, as die Here hom vir jou gewys het, dis hoe jy moet stap. Ek dink Moses sy broek het gebewe van, Here, wat nou? Ek het net 'n kierie. En dan sê die Here vir hom, maar, vat jou kierie. En laat op die water of tikkie water. Dit klink belaglik, is dit nie? Is jy bereid om hierdie see wat voor jou lê, 'n kierie te vat en dit so op hom te tik? Dit is om God te vertrou. Die Here sal jou altyd deurlei. Selfs in dorstreke sal hy jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jesaja 58 vers 11. En dan, wanneer ons hierdie pad stap, wat die Here vir ons gewys het, onthou, Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dis hoekom God vir Jona gaan haal het, en hom teruggebring het en hom gesê het, hier is die pad, jy moet Ninive toe gaan, loop hier langs. Ek het jou nie geroep vir Tarsus. En hou jou ore oop vir die stem van die Here. Dat wanneer jy hierdie pad stap, jy gaan die stem hoor, of jy sê, jy is nou besig om 'n bietjie af te dwaal, kom terug. En daarom moet ons altyd sensitief wees vir die Here. Wanneer jy begin loop, hou jou oë oop en hou jou ore oop. Julle almal weet as 'n mens in die veld is, wat moet jy doen? Hou jou ore oop en hou jou oë oop. Observeer, luister en stap. En dit is dieselfde wat ons moet doen in die lewenspad wat ons stap. Maak jou oë oop. Maak jou ore oop. Luister na God se stem en kyk wat hy vir jou wys. Psalm 25 vra Dawid vers 4. Maak aan my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my onderrig en onderrig my daarin. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. Psalm 32 skryf Dawid weer en hy sê, waar God praat en sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Dis wat God wil doen. Dis wat hy doen. Ons moet net ingestel wees. Soos wat ons 'n GPS vertrou, wanneer ons ry. Ek moet sê, tussen hakies, ek dink, dis die mees gehoorsaamste wat 'n man aan 'n vrou kan wees, en dit is op 'n GPS. Want as daai tannie sê, draai links, dan luister die mans en hulle draai links. Nou, ons moet so wees met die Here. As die Here sê, draai links, dan draai jy links, jy stry nie, jy draai links. Volg die GPS wat God vir jou gee. En hierdie GPS praat hy nogal duidelik. Hy gee vir ons antwoorde wat ons nodig het. Sien raak wat God vir jou wys
observeer. Hebreërs 12 vers 2 sê, hou jou oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. In die ou dae, toe ons nog met kaart en kompas gaan stap het, hoe het jy gestap? Kompas in die sak, en dan stap jy, en nou haal jy hom weer uit, en dan sit jy hom weer in die sak en stap jy. Jy hou daai kompas dop. Jy sorg dat hy lyntjie reg is, soos wat hy moet reg wees. Jy hou jou oog op die kompas, want as jy van daai kompas afwyk, dan gaan jy verdwaal. Jesus is ons kompas. Hou jou oog op Jesus. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Wanneer ons by 'n kruispunt kom, die eerste ding wat ons moet doen is om te stop. En dan moet ons begin kyk. Stop met 'n hart wat oorgee aan God. Stop met 'n hart wat sê, Here, Egiptenare agter my, die see voor my. Ek vertrou op U. Kyk met 'n siel wat die waarheid soek. Wat is die waarheid, Here? In hierdie situasie by hierdie kruispunt. Luister met ore wat oop is om God se stem te hoor. En dan stap die pad wat God vir jou wys in geloof en in gehoorsaamheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord wat vir ons praktiese riglyne gee. Ja, Here, U weet dat ons almal maar by 'n kruispunt kom en dat ons nie weet wat ons moet doen nie. Dat ons ook soos die Israeliete voel van Egiptenare is agter ons, die see is voor ons, het ons tot hier gekom om net dood te gaan. Maar Here, U roeping het hoop. En ons moet nie soos Petrus na die golwe kyk wat rondom ons besig is om te slaan en hoog te raak en begin bang word en ons oog van U af wegvat nie, Here, maar ons moet in hierdie tyd in geloof op water loop, met ons oog gefestig op U. Vader, ek bid dat ons elkeen tyd sal maak om te stop. Tyd sal maak om, soos Jesus, net een kant afgesonder te word, om met U te gesels. Ek bid, Here, dat U ons sal seën by hierdie kruispunt, dat U vir ons oplossing sal gee in waar ons elkeen in ons lewens is, sodat ons die beste pad sal stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.